Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Jesus het gesê, don't run from suffering, but embrace it. Hoekom is dit nodig om te sê? Is God dan nie daar om ons pyn weg te vat nie? Nou sê hy, ons moet dit verwelkom. Dit gebeur, toe Petrus vir hom sê, ek sal nie toelaat dat u ly en dat u seer kry nie, nadat Jesus gesê het, ek gaan nou deur lyding gaan. Ek gaan gedood word. Ek gaan opstaan uit die dood uit. Hy sê dit omdat dit nodig is, dat ons moet weet, dat die lewe pyn inhou. Nie net pyn nie. Groot blydskap en groot plesier. Maar ook 'n beker, ook 'n kruis, wat ons pad langs gaan kom. En dis baie duidelik dat dit vir ons moeilik is om dit te aanvaar. Dink bietjie daaroor. Kom dit nie uit in die manier waarop ons praat nie. Kan jy glo dit het met my gebeur? Asof dit nog nooit gebeur het nie, asof dit nie aan mekaar oral met almal gebeur nie. En ons praat op so 'n manier dat dit ook asof jy my sal help of so, daar's niemand wat my help nie. Ek vertel dit vir jou, dit behoort nie so te wees nie. Dit gee ons weg, die onderliggende gevoel wat ons het oor pyn. Dit kom ons pad langs. Ons moet verantwoordelikheid vir dit. En dit sal goed wees as jy ook kan agterkom, as ons kan agterkom, watter weerstand daar in ons is, wanneer pyn en lyding na ons kant toe kom. Ons ignoreer dit. Ons begin byvoorbeeld uit te stel. Ek gaan nie met daai persoon praat nie. Ek weier om soontoe te gaan. Ek gaan nie meer denke daaraan sit nie. Ek moet 'n besluit neem en ek laat dit hang. Ons ignoreer dit. Ons maak asof dit nie ontstaan nie. Ons ontvlug. Ons raak verslaaf aan goed wat ons verdoof. Dat ek net nie hoef te voel nie. Dis baie goed om agter te kom wat jou reaksie is rondom pyn wat jou pad langs kom. Dit maak ons eintlik meer siek. Om die waarheid te sê, Jung het gesê, neurosis is always a substitute for legitimate suffering. Hy sê, dis eintlik waar ons neurose vandaan kom. En neurose, hier is my werkende definisie vir dit, is eintlik 'n innerlike ontwrigting, soos byvoorbeeld stres en angs, neerslagtigheid, obsessiwiteit wat jy het, wat 'n nie organiese oorsaak het nie. En jy breek nie totaal met realiteit nie. So jy kan nog aangaan met jou lewe, maar daar is tog 'n mate van breek met realiteit en jy sit met hierdie toestand, neurose. Hy sê, dis die gevolg en dit hou altyd verband met ons poging om pyn te vermy. Dit bring uiteindelik meer pyn. Jy kom op 'n plek waar jy nou probleme het oor jou probleem en pyn het as gevolg van jou pyn. Dis kompleks. So die uitnodiging is aanvaar dit. En wanneer ons dink aan pyn, en wat tussen Petrus en Jesus hier gebeur het, is 'n alledaagse interaksie tussen twee persone wat 'n baie goeie verhouding het, Jesus en Petrus, en wat baie lief is vir mekaar. Petrus sê, ek sal dit verhoed. Jesus sê, jy maak dit nou vir my baie erger. Dit gebeur met alledaagse, gewone interaksie. En ons noem dit baie goed 'n misverstand. Ons kan dit, die label wat ons op dit kan sit, kan ook 'n aanduiding wees dat ons dit nie eintlik wil erken as pynlik nie, as 'n lyding wat nou na my toe kom nie. Aanvaar dit, erken dit, aanvaar dit. En Jesus sê vir Petrus, kom ek vertel jou Petrus, ek gaan ly en ek nooi jou uit om die pyn wat jou pad langs kom in die lewe te aanvaar en nie te vermy nie. En hierdie pyn waarvan Jesus gepraat het met Petrus, hou verband met pyn wat hy aan homself meegebring het. Ons kan sê dis neurotiese pyn.
Daar is die pyn wat die lewe jou gee as gevolg van verliese, dood en finansiële terugslae en verhoudings wat nie uitwerk nie. Maar daar is ook 'n pyn wat jy oor jouself bring as gevolg van jou besluite, jou keuses wat jy maak. Dink byvoorbeeld net aan verslawing, die pyn wat verslawing meebring in verhoudings aan jouself. En dit het begin by keuses wat jy gemaak het. En daar is oor sekere pyn wat ons het, en veral dit wat ons in onsself gebring het ons 'n baie groter invloed op. Ons het 'n baie groter mate van beheer daarop. En soos wat jou vryheid groei, kan jy totale beheer kry daaroor. Maar daar's 'n deel van die lewe en pyn wat jou pad langs gekom, waaroor jy geen beheer het nie. So, aanvaar dit. Verwelkom dit, voel dit. Meer as om dit te probeer verstaan, want hier is die groot belangrike ding wat Jesus vir Petrus sê. Jy gaan 'n beter lewe hê as jy dit doen. As jy dit nie doen nie, kan jy baie skade aan jou siel verrig. En as jy dit doen, gaan jy groter lewe kry. Nou in die begin van die kerk het dit bekend gestaan as die Paschal Mysterie. Dit gaan oor die feit dat God werk op hierdie manier. Dat deur lyding, deur verlies, deur doodgaan, deur te laat gaan, kom daar 'n nuwe lewe mee. Dis die geloof waarmee ons kan ingaan. En Jesus hom volg om te sê, ek vat nou die pyn wat my pad langs kom, in die vertroue, saam met hom, dat hy dit ten goeie sal laat meewerk in my lewe. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord wat 'n lig is vir ons pad, en help ons om te kan sien wat die pyn is. Wat dit is wat ons pad langs kom, wat ons verantwoordelikheid voor moet vat, die beker wat ons moet drink. Gee ons die krag, en help ons om daardeur te groei, groter spasie in ons lewe te kry, om afhanklik te wees van U vir lewe. Amen.